Blaas wat na Jesaja 53, as jy jou Bybel hier het, as jy hom nog nie hier het nie, bring hom asseblief saam, as jy so gaaf sal wees, as jy bang is hy reënnat, Sondag gaan dit nie reën nie, Sondagoggend 8:45 het ons opstanding Sondagdiens, so bring asseblief jou Bybel saam, en as dit reën, sit hom maar in 'n plastiek sloopie, 'n checker sandie. Prys die Here. Jesaja 53 vers 1, kom ons lees saam. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here openbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei, en soos 'n wortel uit droë grond. So asof die Jesaja, so as die profeet sê, dat hierdie Jesus het vir 'n wêreld gekom asof uit niks uit. Maar tog het hy gekom vanuit alles. 'n Wêreld het na hom gekyk en gesê, maar wie kan hy wees? Wat kan hy doen? Dis soos 'n wortel uit 'n droë grond. Maar ek en jy as kind van God weet, hy het nie gekom vanuit niks, hy het gekom vanuit die volheid van alles. Die woord van die Here sê, hy het homself geledig. Hy het sy almagtigheid, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid neergelê. Hy het sy godheid neergelê om te word mens, soos ek en jy. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Woord van die Here in die Nuwe Testament sê, terwyl ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, en ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Prys die Here. Prys die Here. Die straf, vers 5, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. So, as die geboorte van Jesus Christus gaan oor liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As die geboorte van Jesus gaan oor liefde, kan ons seker vandag sê dat die kruisiging van Jesus gaan oor vrede. As ons weet dat God het sy seun gestuur, want hy het ons so lief, hy het die wêreld so lief gehad, dan kan ons sekere tree gee en sê, as die geboorte gegaan het oor liefde, gaan die kruis oor vrede en versoening. Die skrif sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Want jy sien, dis liefde wat ons red, dis vrede wat ons onderhou. Liefde red my, maar vrede onderhou my. Dis hoekom ek voor nou net gebid het en gesê, dat die kruis het nie sy krag verloor nie. Hoekom nie? Want die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar. In Christus Jesus. Dit is in die hart van die Vader dat hy met jou en my vrede wil hê. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet dat dit is in die hart van die Vader dat hy met my en jou vrede wil hê?
Dit is in die hart van die Vader dat die wêreld sal vrede vind in Jesus Christus, die Verlosser. En ons kan dit sê vandag, want ons is die getuies daarvan. Daar is niks en niemand wat vrede kan bring soos die vlekkelose lam, die volmaakte offer Christus Jesus, die een wat gesterf het aan die kruis van Golgotha nie. Niks en niemand kan vrede bewerk soos Jesus Christus nie. Daar is niks wat 'n beter en 'n sterker en 'n volhoubare vrede kan gee as juis Jesus Christus die gekruisigde nie. Amen. As die geboorte gaan oor liefde, gaan die kruis oor vrede. Jy kan soek en o wee het ons al gesoek. Jy kan die hele wêreld soek. Jy kan jou hele lewe lank soek. Jy kan tot aan die eindes van die aarde gaan. Jy kan doen net wat jy wil, maar daar is geen plek, geen mens, geen posisie, geen belewenis wat 'n vrede kan bring soos net Jesus Christus nie. Jy sal nooit die vervulling en die volheid in jou lewe beleef soos net die kruis van Golgotha vir jou en my kan bied nie. Daar's 'n oorwinning opgeteken wat die vyand finaal uit oorlê het. En daardie oorwinning het vir jou en my vrede geskep. Die Messias, die Verlosser, die oorwinnaar aan die kruis het gelei sodat ek en jy vrede kan hê. En hier is die vraag wat ek wil hê jy jouself vanoggend net vir 'n oomblik moet vra. Het ek vrede? Het ek vrede? Het ek vrede? En as jou antwoord vandag is ja op hierdie vraag, dan is ek en jy die een wat vandag sê, ons lewer getuie, dat die krag van die kruis het ook my lewe gevul met vrede. As jou antwoord vandag is, nee, ek is nie seker nie, daar is steeds plek aan die kruis van Christus Jesus. As jy vandag sê, weet jy, ek weet nie wat die antwoord op daardie vraag vir my lewe is nie. Ek weet nie wat die antwoord is, ek weet nie hoe dit sal lyk, ek weet nie hoe dit moet lyk. Jesus is steeds die antwoord. Want hy is steeds die een wat vrede bring. Hy is steeds die een wat vrede gee. Jy kan vanoggend sê, ek is nie seker of ek vrede het nie. Sekerheid lê daarin dat die kruis nie sy krag verloor. Dat dit steeds red, steeds gewees. Sekerheid lê daarin dat ek weet, daar's plek aan die kruis. As ek kan oorgee, net sê Here, nie in my krag, nie in my vermoë, maar slegs deur U. Het ek vrede? Het ek vrede? Het ek vrede? Nou die geleesde gedeelte skets 'n beeld van Jesus wat ons min kere aandink. As ons dink aan Jesus, dan dink ons aan die een wat langs die see van Galilea gestap het. Dan dink ons aan die een wat op die water geloop het. Dan dink ons aan die ene wat gebid het, God gedank het en 2 visse en 5 broodjies gebreek het. Dan dink ons aan die een wat afgebuk het, iets in die sand geskryf het en toe hy opstaan, toe sê hy vir die owerspelige vrou, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer. As ons dink aan Jesus, dan dink ons aan die Seun van God wat sit aan die regterhand van die Vader, die een wat vir ons intree, die een wat in heerlikheid gehul is. As ons dink aan hierdie Jesus, dan dink ons aan die een wat 'n woord spreek en die storm raak stil. Maar Jesaja 53 skets 'n beeld van 'n Jesus wat ek en jy nie baie keer aan dink nie. Dalk kan ons net vanoggend vir 'n oomblik by dit stil staan. Hy was nie as 'n, en ekskuus vir die Engels, hy was nie as 'n hero erken nie. Hy was nie 'n held nie. Hy het nie wêreldse koninklike afkoms nie.
Hy kom nie deur die Romeinse ryk of het nie 'n politieke status of 'n vooraanstaande familie wat hom op die voorgrond geplaas het nie. Nee, hy het sommer net in 'n krib, in 'n stal gekom. Hierdie Jesus was nie een wat gesê het, hierdie kind is die een wat vir ons voorwag, want hy sal die troonopvolger wees van hierdie of daardie koning. Hy was nie die prins volgens wêreldse standaard, maar prys die Here, hy was die prins van vrede wat gekom het sodat ek en jy vrede kan hê. So die hele gedeelte in Jesaja beskryf 'n Jesus as een wat nie noodwendig gereken is. Hy was nie in tel nie. Die skrif sê hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. Hy het geen voorkoms gehad dat ons hom sou begeer nie. Volgens die wêreldse standaard was Jesus, volgens die wêreldse se maatstaf, was hierdie Jesus eintlik maar net nog iemand. Hy was selfs genoem 'n vriend van sondaars en 'n vriend van wynsuipers. Hy was selfs genoem die een wat sit tussen mense wat nie eintlik aansien het nie. Hierdie Jesus was nie van koninklike afkoms. Inteendeel, daar was op hom neergekyk. Lees die gedeelte, daar was op hom neergekyk, deur God geslaan en verdruk, sê die woord. So nie net dit was dit die mens wat hom verwerp het, nie net was dit die Romeinse ryk en die politieke arena wat hom verwerp het, nee, die woord van die Here sê, selfs as hulle na hom gekyk het, het hulle na iemand gekyk soos asof deur God geslaan en verdruk en verag. Hulle het na hom gekyk en gesê, ek sien jou, ek sien dat God is teen jou. Wow. Dis die beeld wat Jesaja 53 vir ons skets. En tog het hierdie gode seun oorwinning bewerk. Against all odds, he came through for a world that needed peace. Woord van die Here sê, teen hoop het hy gehoop. Teen hoop is hoop gebring. Daar waar dit voel asof daar 'n doodloopstraat is, daar waar dit voel maar daar is niks, ek kan niks meer, ek het niks meer, het Jesus deurgekom. Hierdie een wat nie eens gereken was. Het jy vrede? Het jy vrede? Luister wat sê Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, net soos wat hy gehad het. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. 14:27 Johannes, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Hierdie is nogal 'n super skrifvers. Want Jesus kom, hy sê, ek kan nie gee wat ek nie het nie. Maar ek het vrede, daarom gee ek vrede. Ons sal nou by dit stil staan. Jesus het die prys betaal sodat ons vrede kan hê. Jesus is steeds die vredevors. Hy is steeds die prins van vrede. Amen. Hy is steeds die prins van vrede. Het jy vrede in jou hart? Dat wanneer jy sterf, jy in die lig van sy heerlikheid sal instap, as 'n bloedgewaste kind van God. Het jy vrede in jou hart, dat al gebeur wat ook al, dit sal oukei wees, want die Here is met my. As jy vandag sê, ek het vrede in my hart, dat as ek my asem hier uitblaas, dan stap ek saam met hom in 'n ewige lig van sy heerlikheid. Het jy daai vrede in jou hart? Jy sien, ons het 'n oppervlakkige vrede wat ons omvergooi.
of wat omvergegooi word, die oomblik wanneer die geringste teenkanting ons tref. Maar die woord van die Here praat van 'n vrede wat soos 'n anker is. Dis nog wel interessant hoe vinnig ons vrede kan verloor, vir alles ons nie ons sin kry, of vir alles dit nie gaan soos wat ons dink dit moet gaan nie. Dit is nogal interessant hoe maklik ons vrede prys gee. Maar besef ons vandag die prys wat betaal is, sodat ek en jy vrede kan hê. Besef ons vandag die prys, die kroon, die houe, die kruis, wat betaal is. En hoe is dit dan dat ons dit so vinnig een kant toe skuif? Weet ons dan nie wat is die prys wat betaal is vir hierdie vrede nie? Kind van God, jou vrede is geanker in die werk van die kruis. Jou vrede in Christus kan nie vernietig word vir solank as wat God self wag hou oor die vredesverbond wat hy met jou gesluit het in Christus Jesus nie. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Familie, vrede is meer as net 'n gevoel. Vrede is meer as net 'n woord. Vrede is 'n sekerheid in my hart. Dis 'n waarheid wat vervulling bring. Vrede is meer, as net 'n bargaining chip. Vrede is 'n persoon, sy naam is Christus Jesus. Vrede is 'n rots waarop ons bou. Vrede is 'n persoon. Hy is die seun van God. Hy is die seun van die lewende God. Hy is God, die seun, Jesus Christus. So vers 1 in Jesaja 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Sal jy vandag jou hand kan opsteek en sê, ek glo. Ek glo. Sal jy vandag die een kan wees wat sê, ek glo, dat dit wat hy gedoen het, was genoeg vir my om in vrede te staan voor God die Vader. Sal jy die een wees wat vandag jou hand kan opsteek en sê, ek glo, want die arm van die Here is aan my geopenbaar. My lewe is 'n getuienis van die hand van die Here in my lewe. Sal jy die een wees wat in jou werksplek kan opstaan? Sal jy die een wees wat op die markplein staan? Sal jy die een wees wat in jou huishouding kan opstaan en sê, ek glo dit wat aan my verkondig is. Want iets in my lewe gebeur. Daar's 'n vrede wat ek nie kan beskryf. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Sal jy vandag die een wees wat sê, ek glo, want hy het sy arm, hy het sy hand, hy het sy reddende regterhand aan my geopenbaar. Jy sien, die kruis is nie net dit wat vir my vrede bring. Die kruis is ook dit wat my vul met 'n storie van vrede wat ander mense so nodig het. Daarom kan ons nie anders as om vrede te verkondig ten spyte van. Die woord van die Here sê, julle ken dit, Habakuk, nogtans sal ek hemel. Al sal die, nogtans sal ek. Wat verkondig jy? Jy sal weet of jy vrede in jou hart het met waar jy is. Jy sal weet as jy vrede in jou hart het met dit waarmee jy moet deel. As jy kan jubel ten spyte van die storm. As jy kan juig ten spyte van die tekort.
Ek glo. En ek sal vandag my hand opsteek om te sê dat maak nie saak. God bly in beheer. God sal vir my deurkom. Maak nie saak hoe dit lyk. Daar's 'n vrede wat Jesus sy lewe gekos het. En ek sal dat dit my lewe val. Luister wat sê Titus 2 vanaf vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dit leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in hierdie teenwoordige wêreld te lewe. Dis hoekom ons nie kan praat soos die wêreld, want dit getuig teen die vrede van God waarin jy glo. Dis hoekom ons nie kan murmureer. Dis hoekom ons nie kan net heeltyd doom en gloom en die negatiewe op fokus en dit verklaar en dit spreek. Nee, want die woord van die Here sê, luister, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Hoe anders gaan die wêreld weet wat die vrede is waarvoor Jesus 'n prys betaal het as ons dit nie leef en verkondig? Vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. En hier is die sleutel, ywerig in goeie werke. Ek glo, want ek het vergifnis ontvang. Ek glo, want ek het versoening verkry. Ek glo, want my burgerskap is nie hier nie, dis in die hemel. Ek glo, want God het sy genadehand, sy reddende regterhand, het hy aan my gewys, aan my geopenbaar. Ek glo, want die verlosser het my vrygekoop. Die Christus het die prys betaal. Ek is gevul met hoop dat daar 'n dag sal wees wat ek hom van aangesig tot aangesig sal sien. En ek sal sê saam met die engele, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ek sal glo, want hy het sy hand na my uitgestrek. My gevul met vrede. En daardie vrede getuig dat ek eendag hom van aangesig tot aangesig sal sien. So hoe behou ons hierdie vrede? Ons kan glo daarin, ons kan vasstaan op die belofte, maar hoe sal mense weet dat ons vrede het? Hoe behou ons hierdie vrede? Ek glo, ons behou hierdie vrede deur vergifnis. Jesus Christus wat die prys betaal het, sodat ek vergewe kan word. En nou dat ek vrede het, nou vergewe ek. Nou vergewe ek. Hoe behou ons hierdie vrede? Ons vergewe. Hoe behou ons hierdie vrede? Ons struikel nie en ons hou nie vas in bitterheid nie. Ons is nie gesetel in onvergewensgesindheid nie. Nee, ons behou hierdie vrede, want ons vergewe. Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op, hoor hierso, dat niemand in die genade van God veragter nie. Hoe behou ek hierdie vrede? Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Vergifnis en om te vergewe vier vrede in my lewe. It celebrates the peace. Wanneer ek vergewe, maak ek meer spasie vir vrede in my lewe. Vrede groei waar vergifnis geplant is. Come on. Come on. Daar's 'n vrede wat posgevat het omdat Jesus my vergewe het. Daar's 'n vrede wat ek behou omdat ek in dieselfde spoor van Jesus Christus ander vergewe. Ai, hoe kan onvergewensgesindheid en bitterheid daarom ons vrede van ons steel?
En dan kan ons tog so daaraan vashou. Want ons wil tog net hê dat dit moet wees soos wat ons gedink het dit moet wees. Jy mag my nie te nakom, jy mag nie op my ingroei tooneel trap, jy mag nie op my sitplek sit, jy mag nie hierdie, jy mag nie daar nie, en want as jy, dan het ek hierdie wrok wat ek dra, en hoe meer ek hierdie wrok dra, hoe minder spasie is daar vir vrede. Hoeveel spasie is in jou lewe vir vrede? Kan jy spasie maak vir vrede? Ek sluit hiermee af. 1 Korintiërs 11 vers 26, want so dikwels, as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Jesus is gekruisig en het gesterf, sodat ons vrede kan hê. Hy het die prys betaal vir ons vrede, en oh my, dit was 'n prys. Dit was 'n prys. Ek was nie daar, maar ek glo wat ek lees. Ek was nie daar die dag, maar ek glo dat dit wat die woord sê, dat dit net so erg was en erger. Hy het die prys betaal vir my vrede. Kan ons vandag opnuut hierdie vrede vier? As jy vandag hierdie antwoord, die vraag geantwoord het ek vrede met, ja, ek het vrede in Christus Jesus, wil ek jou vandag uitnooi na hierdie tafel, want so dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Kan ons vandag opnuut hierdie vrede vier? Dalk het jy vandag nodig om 'n besluit te neem. Dalk het jy vandag nodig om te sê, ek wil my saak met die Here in orde kry. Hier's plek by die kruis. Hier's plek aan die tafel. Dan moedig ek jou aan. My vriend, moenie uitstel nie. Moenie uitstel nie. Jy het lank genoeg sonder vrede geleef. Dit is tyd. Dit is tyd.